Welkom aan almal, ons is by sessie 44 en dan by Sondag 24 en daar is 3 vrae wat ons na gaan kyk en antwoorde, 62, 63 en 64. En dan kom die vraag, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? En dan kom die antwoord, omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem. En omdat ons beste werke nie in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. En dan vraag en antwoord 63, verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon. En dan kom die antwoord, hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. En dan die laaste ene, maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie. En dan kom die antwoord en sê nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. So Skalk, ons is by die vraag van goeie werke. Ja, dit is nogal een van die afgeskeepte goed in ons protestantse wêreld. Maar ek wil eers kom by hoekom dit nie ons geregtigheid kan bewerkstellig nie, want dis die eerste vraag, Sondag 24 vraag 62. Waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees? Ek kan ons nie maar net moet ons regtig alles uit die hand van die Here ontvang, dra ons nie dan so 1% by, of 10% by, of, jy weet, party ons glo, hulle kan so 50% by sit, maar nou vra hierdie vraag, hoekom kan dit nie wees nie, want die Luther en Calvin het albei gesê, nee, dit kan nie, nee, en terwyl die Romeinse kerk gesê het, ja, dit kan. En dis 'n geweldige interessante diskussie as mens nou ingaan op hoekom die Romeinse kerk dit gesê het en hoe hulle dit bedoel het. Maar nou sê die katekismes vir ons, nee, dit kan nie. Want, sê die katekismes, as dit 'n goeie werk is wat regtig iets by God wil verdien, moet dit volmaak wees. Nou, vir my is een van die mooiste storieetjies wat in die Here Jesus verhaaltjies, met storie bedoel ek nie iets wat opgemaak is nie, met storie bedoel ek dit het gebeur, is daar waar hierdie ryk jong man by die Here Jesus kom en vir hom vra nou, wat moet ek doen om die ewige lewe te kan beerwe? Jy kan mos nie doen om te erf nie, maar goed, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En dan sê Jesus vir hom, ja, jy weet mos, wat het jy gelees? Jy moet die Here God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou naaste soos jouself, jy weet, doen dit en jy sal lewe. Right. En dan sê hy, maar ek het dit alles onderhou van my jeug af. En dan sê Jesus, okay, kom ek toets jou, of jy dit nou kan onderhou. As jy jou naaste so lief het soos jouself, gaan verkoop jou goed en gee die geld vir die armes. Ja. En as jy die Here God met jou hele hart lief het, kom en volg my. En dan kan hy nie. Ja. Want hy was ryk, hy kan nie verloor nie. Weet, ons het net nou, voor ons met hierdie potgooi begin, so opname begin het ons gepraat oor mense wat die verlies, terwyl hulle ouer word, van hulle vermoëns en hulle goed, hulle kan dit nie verwerk nie, hulle sukkel daarmee. En ons sukkel met verloor, en met opgee. Maar dit juist ontbloot. Jesus ontbloot gewoon met 'n enkele sinnetjie, ontbloot hy hierdie ou se totale onvermoë om regtig die wet van God na te kom. Ja, en as mens net kyk, 'n goeie voorbeeld is Job ook. Wat onder die indruk is hy doen niks fout nie. Hy verdien dit nie, want hy doen alles reg. Maar
net die punt is, ons is nie naaste by, ons kry dit nie reg nie. Maar tog sê ons kop vir ons, as ons dan 'n bietjie reg kry, is ons bietjie beter tog as ander, né? Ja, En ons beoordeel ander ook so. Kyk, ons beoordeel tog ander op goeie werke. ja, natuurlijk. En ek dink dis die probleem. Ja, natuurlijk. So as ons dan nou, ons beoordeel die hele tyd op goeie werke. Ja. En as God dit nou kom anders doen, dan krap dit ons besigheid nie mekaar. Ja, kyk, ag, weet jy, Marius, jy sal dit ook al beleef het. Nou kry jy ou kanker of iets van die aard, dan sê hy vir jou dominee, wat het ek gedoen om dit te verdien? Ek bedoel, dit is... Ook eie geregtigheid, né? As mens praat oor eie geregtigheid, so ons regverdig onsself. Ek dink dis een van die grootste goed in die storie wat jy nou vertel het, is daai persoon, jy weet, hy het homself regverdig. En tog is dit nie, is bekering of ons kindskap, is dit nie die kernpunt nie, dat jy op 'n punt kom en sê, ek kan myself nie help nie, ek het iets anders nodig. Ja, ek en Paulus sê vir die Galasiërs in Galasiërs 3, hy sê, diegene wat op die uitvoering van die wet staat maak, val onder die vloek, want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat nie hou by alles wat in die wet geskrywe staan, en dit nie uitvoer nie. Dit is nou die 2020 vertaling wat ek nou hierso uitlig. Die ou Afrikaanse, die Rooi Bybel Afrikaanse vertaling, wat nou die nuwe Afrikaanse vertaling noem, die 33 is mos die ou ene, so ons, maar hy het nie stiptelik hou nie, want dit is nogal jy weet wat in die Griekse teks meer na vore kom is, wat nie noukeurig nie stiptelik, nie volmaak hou daarby nie, wees julle dan volmaak, soos ons Vader in die hemel volmaak is. So, en dan vra die, maar moet ons dan nog goeie werke doen? Nou ja, die katekismus antwoord hierop, ja, natuurlijk moet ons goeie werke doen. Ek dink ek het by een van die vorige geleenthede gesê, vir jou, toe ons hieroor gepraat het, dat Berkhoff, die Nederlandse teoloog, jy kan nie altyd met alles wat hy skryf saamstem nie, maar een van die goed wat hy gesê het, wat vir my 'n wonderlike formulering is, hy het gesê, God vat ons soos ons is, maar hy laat bly ons nie soos ons is nie. Ja. En die katekismus wil dieselfde sê, so wanneer hy by die deel oor die dankbaarheid kom, kyk, ons is nou hier by die deel oor die verlossing. By die deel oor die verlossing sê ons goeie werke? Nee. By die deel oor die dankbaarheid sê ons goeie werke? Ja. Ja. Absoluut. Ja. Daar is die Here red ons sonder werke. Maar hy los ons nie sonder werke. Die feit dat hy jou red sonder werke bring in jou iets wat jou wil laat werk. Ja. Dit bring in jou, want weer eens, ek weet nie of ons al by die laaste een moet wees nie, maar dit word so goed geantwoord, maak hierdie lere mense nie onverskillig nie, want dis ons groot kwessie, jy hoor dit verskriklik baie, te sê, nee, maar wie jy, dit maak mense onverskillig, maar ons is onverskillig, ons is in wese onverskillig. Kyk, hier by ons by Tannie, hier by ons in die oude huis, het een van die tannies nou die dag toe sy gaan stap, geval. Man, dis nou soos Oom Vanus Rautenbach het jare terug gesê, het een van sy inbellers gesê, hy het homself simpel geval, hy sê, die val was eintlik 'n groot sukses, maar net die grondvat was 'n mislukking. Ja. Maar haar grondvat was toen nou nogal 'n redelike mislukking, maar nou as ek stout, nou vra ek vir haar, het jy onthou om te bloei na die tyd? Want die vraag is, moet jy onthou om te bloei of bloei jy? Ja. Ek bedoel, jy hoef nie te onthou om te bloei, as jy regtig hard geval het, hoef jy nie te onthou jy moet bloei nie. Jy kom agter jy bloei. En ek dink dieselfde ding wat met die verlossing is, dat as die Here Jesus ons red, nee, dan kom woon die Heilige Gees in ons. Dus daar's mos nou nie 'n tweede ding wat eers moet gebeur voor die Heilige Gees in jou kom woon nie. Want ons praat van 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En jy kan nie die Vader hê sonder die Seun of die Gees nie.
So as jy die Seun het, die Here Jesus het, dan het jy die Heilige Gees en jy het God as Vader. En dan kom woon die Heilige Gees in jou. En die Heilige Gees los jou nie soos jy is nie. Daar gebeur iets binne in jou, wat jou verander, wat jou nuut maak, wat 'n drang in jou lê en sê, "Wel, ek wil vir die Here lewe." Daarom kan die katekisme sê, dis onmoontlik. Ek bedoel, dis onmoontlik om in die swembad te val. As hy vol water is, onmoontlik om in hom te val sonder om nat te word. Dis onmoontlik om hier in die somer, terwyl dit so erg warm is, buite te loop sonder om warm te kry. Dit is daar is 'n wetmatigheid daaraan, dat as ek die Here Jesus aangeneem het, dan woon die Heilige Gees in my. Ek het altyd vir mense wat sê, ja, maar dit gaan mense gaan dan sê, wel, hulle kan nou lewe soos hulle wil, want hulle is mos nou in elk geval gered. Dan sê ek, glo jy dan nie in die Heilige Gees nie? Want ons is roekeloos in natuur. En dis dan die gedagte dat God se Gees ons kom lei, leer, vorm, stop, waarsku. Ons sukkel om dit te onderskei, maar dit is amper soos ek sê in 'n rekenaar besig om, jy verstaan nie wat in die rekenaar gebeur nie, maar binne in daai boksie gebeur daar iets. En binne in ons gebeur daar iets. Partykeer onderskei ons dit, ander kere nie. Maar weer, omstandighede druk ons na kante toe om te kan, maar nog steeds skalk, dis nie 'n voorwaarde nie, nee, die dankbaarheid is nie 'n voorwaarde nie. Die dankbaarheid is dis amper, ek dink maar altyd weer soos in ons kinders. Ons kinders is roekeloos of partykeer en ondankbaar. Ja. En ten spyte van dit verander dit nie ons verhouding met hulle, dat ons hulle onvoorwaardelik liefhet nie. Kyk, die wonderlike ding, ons gaan nog daarby kom, by die reël van dankbaarheid, is dat waar pas byvoorbeeld berou in? Ons gaan later volledig daaroor praat, maar berou kom nie voor my bekering nie. Berou kom na my bekering. Waar pas bekering in? Bekering kom na my bekering. Ja. Dis is so die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Want die punt is, Marius, dat Jesus is opgewek uit die dood. En daar het 'n nuwe werklikheid gekom in hierdie wêreld, en dit is dat die dood is en dat die lewe van God oorwinnend is, en in Jesus is die nuwe lewe, die ewige lewe, is reeds dan in my. As ek in Jesus is die ewige lewe daar. Ewige lewe begin nie eendag nie, ewige lewe begin nou, hier waar ek nou lewe. En dit maak dat hierdie lewe anders word, nuut word. En dit is die wonder van wat God vir ons kom doen. Maar nou wil ek net vinnig praat oor die beloning. Want weet jy dat, en dis 'n afgeskeepte ding ook by ons gereformeerdes. Ons is nou so bang dat mense kan dink, ja, jy kan iets by God verdien met jou goeie werke, en ons weet, jy kan nie iets by God verdien nie, en jy verdien nooit iets by God nie. Maar nou praat ons nooit oor die loon nie. Want dis nie verdiende loon nie, maar genadeloon. Ek dink ek het al by 'n vorige keer die beeld genoem, maar dit help my nog altyd om daaroor te dink, is of my pa se kar gewas het, toe ek kind was, kon ek nie aanspraak daarop maak dat hy my betaal nie. Want ek ry saam met hom in die kar. Hy neem my na plekke toe met die kar. Ek gaan nou saam met hom vakansie in die kar. So ek het baie waarde uit die kar. So ek kan nie daarop ander sê, pa, ek het die kar gewas, nou moet pa my betaal nie. Maar omdat my pa 'n goeie pa hy is oorlede, mis hom. Maar omdat hy 'n goeie pa was, het hy, as ek die kar gewas het, vir my gesê, is vir jou ietsie. Ja. En dit is 'n loon. Ek is beloon vir die kar was, maar dis nie verdiende loon nie. Kyk, wat 'n elendige wêreld sou dit nie wees, skryf die Hollandse teoloog
Veldkamp. Hy sê, wat 'n verskriklike wêreld sou dit wees, as mense net goed doen omdat hulle betaal word. Hy sê, daar's mos nou so iets soos 'n liefdesdiens. En ons doen 'n liefdesdiens. Hy sê, as ons nou kan sê, wel, ek was nou goed vir ander mense, maar die Here het my nie betaal nie, so ek gestaak nou. Nee, ons gaan nou staak. Nee, ons gaan nie staak nie, want ons lewer 'n liefdesdiens, omdat die Gees van die Here in ons is. En daarvoor gee die Here vir ons ook genadeloon. Hy beloon ons baie meer as wat ons ooit sou kon verdien, as ons iets sou verdien. So, gesels, dink 'n bietjie net oor die vraag, Skalker het aangenoem, oor die insig dat God ons vat soos ons is, maar ons nie laat bly soos ons is nie. Dink jy iemand kan aan Jesus behoort sonder dat haar of sy lewe verander? En dan vir die volgende keer, dink en daar gesels dat die sakramente tekens en seels is van die evangeliese belofte. Kan jy raai wat die seeldeel van die antwoord beteken?